Gemeente, wat 'n wonderlike dag. Kom ons lees saam. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sy sien dat die steen van die graf weggeneem is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel, vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipels uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. Terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan. Toe Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf in en sien die doeke lê, en die doeke wat by sy hoof las, sien hy nie by die ander doeke lê nie, maar opgerol op een plek, afgesonderd. Daarop het hy ook die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo. Wat hulle nog nie in die skrif verstaan het, dat hy uit die dood moes opstaan het. Die disipels het weer huis toe gegaan. Hoe dankbaar is ons hiervoor? Hoe dankbaar is ons hiervoor? Verbeel jou, jy kry 'n brief in die pos. Dis nie 'n WhatsApp nie. Dis nie iemand wat jy op Facebook tag nie. Dis nie 'n SMS nie. Dis 'n brief in die pos met 'n legit prokureursmaatskappy naam voorop. En hy sê vir jou die volgende, hy sê, mevrou, jy het so pas, wil ons jou in kennis stel, jy het 'n relative wat oorlede is, was onbekend aan jou, maar het vir jou miljoene dollars gelos. Wat gaan jy dink? Wie van julle sal bly raak? Maar 'n klomp van julle sê, ek het dit al gehoor. Nee, dis 'n scam. Dis 'n scam, ons ken hierdie scams. Hulle gaan nou weer vir my sê, al wat ek moet doen, is jy moet net R300 in hierdie rekening in betaal, want mense wat vir my miljoene rande wil gee, het R300 van my nodig, laat ek net die administrasie vir jou betaal. Nou. Weet jy wat? Jy gaan nog steeds inloer, want dis nie 'n WhatsApp nie. Wat van net as dit waar is? OK. Die opstanding van Jesus Christus offer vir jou baie meer as dit. En ek weet baie van ons wonder, ons is lief vir Jesus, ons hou van Jesus, ons dink hy was 'n besondere leraar, uitstekende rabbi. Maar vir die wêreld, en dalk nog ergens in my en jou hart, die opstanding en die doodheid, is net 'n bietjie ver. Nou wil ek jou nooi. Die opstanding van Jesus offer vir jou soveel meer as wat miljoene rande kan offer. Net vandag. Wat offer die opstanding vir ons? As dit werklik gebeur het, wat offer dit vir ons? As jy sieklik is, hoeveel geld sal mense gooi om hierdie ou liggaam weer gesond te kry? Alles, né? Om 'n geliefde se liggaam, jy sal alles gee. OK, jy sal alles gee. Jy sal jou rykdom weggee om jou liggaam net weer gesond te kry. OK. Wat sal jy doen? Om in 'n nuwe plek te bly? Maar jy bly in 'n plek, is 'n nuwe wêreld. Dis beter as Tizen. Ek beloof julle. Imagine jy kan in 'n wêreld bly waar alles groei. Strate van goud. Eintlik beteken dit net, ek weet nie of die strate regtig goud is, ek dink eintlik wat dit beteken net is, goud word vir paving gebruik. Die rykdom van hierdie plek werk anders. Jy plaas waarde op ander goed. Imagine jy kan in 'n plek intrek, jy bly in 'n wildlife resort, dis 'n stad, dit's 'n rivier wat uit in die middel van hierdie stad deurloop met bome en vrugtebome. Die Bybel sê vir almal om van te eet. En dan kom die lig nie van die son af nie. Girls, jy hoef nie sonroom op te smeer nie. Daai lig kom van God af en dit red jy uit alles. En daar's nie 'n dag van hart. Wat sal jy betaal? Wat sal jy betaal as dit waar is? Wat sal jy gee om 'n government in beheer van jou land te hê, wat opreg is en wat gedryf word en bestuur word uit die opregte liefde vir sy mense, nie vir sy eie belang nie. Weet julle, mense het offerrykdomme om die regte man aan te stel as president, eerste minister,
want hulle weet dit kan dalk 'n verskil maak. Het dit al ooit 'n verskil gemaak? Nee. Julle die offer wat die opstanding vir ons bring. Hy maak dat alles wat Jesus gesê het, of is alleen of is waar. As die opstanding nie gebeur het nie, was alles wat Jesus gesê het alleen. Maar as die opstanding dalk net regtig gebeur het, wat kan dit vir jou offer? Dit verander alles. Jy sê die offer van die opstanding vandag is ietsie rasioneels. Ek gaan nou daarby uitkom. Is rasioneel. Die offer wat dit vir jou bring is genadevol. Hy bring vir jou iets dieps persoonliks en hy bring vir jou iets te wonderlik vir woorde. Nou kom ons dink 'n bietjie. Die opstanding is rasioneel. Jy hoef nie te glo in eriferie om in die opstanding te glo nie. Dis nie soos die voetjies in die woud nie. As jy daarin glo, great, maar almal glo nie daarin nie. Die opstanding kan ondersoek word. Jy kan hom gaan kyk, krities kyk, en ek wil eintlik vir jou wys, die offer wat die opstanding vir jou bring, hy bring vir jou 'n rasionele ding. Is iets tasbaar. Baie van ons dink die opstanding is leë beloftes en is maar net groot geloofsstories, wat ons net moet glo. Kom ek wys vir jou. Daai eerste oggend, Maria, vroeg die oggend op, sy gaan na die graf toe. Sy kom daar by die graf en wat vind sy? Sy vind die graf is oop, sy het nog nie ingegaan nie. Sy draai om en die Bybel sê so mooi, sy hardloop. Sy kom by die disippels, sy vertel hulle hiervan Petrus en die ander disipel. Wie weet wie is die ander disipel? Die ander disipel wat in hierdie storie is Johannes wat dit skryf, is Johannes homself. Hy verwys nie na sy naam nie, want hy wil nie vir hom eer gee in die boek nie. Maar hy verwys na die ander disipel wie Jesus baie lief het. Dink julle Jesus het hom liewer gehad as die ander disipels? Nee, hy het dit vir hom so gevoel. Voel jy nie soms jy's God se oogappel nie? So as jy gepraat, ag, ek kan nie vir sê nie, ja, die Here het my so lief. Ek dink ek is Here se oogappel. Dis hoe Johannes voel. Hy sê die ander disipel wie die Here baie lief het. So hulle toe hoor by Maria, hulle hoor die graf is leeg, hulle het Jesus se liggaam geskuif. Dis al wat hulle hoor, né? Hulle hoor hulle het Jesus se liggaam geskuif. En wat doen hulle? Hulle hardloop. Hulle tel hulle rokke op want hulle het met rokke geloop. En hulle hardloop. En dan gaan Johannes so in detail en dan sê hy, en ek was die vinnigste een van die lot, ons reis. En ek was eerste daar. Wanneer laas het jy gehardloop? Come on. Toilet toe dalk. Ons hardloop nie. As jy volwasse is, hardloop jy nie. Waarom nie? Dis undignified. My perm gaan uitskit. My klere gaan skeef trek, ons hardloop nie meer nie. Wanneer as jy hardloop, weet jy hoekom hardloop ons nie, maar dis vir kinders. Kinders hardloop. Kinders hardloop heeltyd, dit is hoekom ons 'n kerk gebou het met gras. Ons moet daai hardloop uitkry. Ons stap statig nader. As ons opgewonde is, dan stap ons bietjie vinniger. Die disippels het gehardloop. Johannes gaan so detail en hy sê ook hoe vinnig hulle gehardloop het. Ek wil jou vra, waarom al hierdie gehardloop? Ons moet nou verstaan in perspektief, in hulle tyd was hulle samelewing saamgesit met die bestuur van hulle eer en hulle staatlikheid. As hulle sou hardloop, sou dit vernederend wees. 'n Man het besonders nie gehardloop, 'n vrou glad nie gehardloop nie. Daarom is dit so ongelooflik wanneer ons hoor dat die verlore seun se pa na hom toe gehardloop het. Dit is ongelooflik om dit te hoor, want 'n statige man hardloop nie. Hardloop nie. Ek wonder of jy nie lus is om vandag saam met my te hardloop na die graf toe nie. Vergeet van jou status. Vergeet van jou grandheid. Ek vra jou, dink jy nie, dis die moeite werd om deeglik te kyk na die opstanding? As dit net waar is, wat kan in jou lewe verander? Wat kan dit vir jou offer? Wat kan dit vir jou gee? Ek nooi jou uit, kom hardloop saam met my na die graf toe. En kom ons gaan kyk wat daar binne gebeur. Hierdie graf gee vir ons iets ongeloofliks. Dis rasioneel. Dit is nie net 'n faallangse geloofgedrewe, alleenlik geloofgedrewe ding wat jy moet vat en sê ek glo hy het opgestaan nie. Ek wil hê jy moet sien hoe God gewerk.
met die opstanding en daai eerste disippels. En dalk vind jy meer aanklank by daai eerste ouens. Dalk het jy nodig wat hulle nodig gehad het. Kyk baie mooi wat gebeur met Petrus en Johannes. Terwyl Petrus neerdik, sê die Bybel, sien hy die doeke lê. Hoor mooi die woorde, hy sien die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter Johannes aan, en hy gaan in die graf in, en sien die doeke lê, hy sien hulle lê, en die doeke wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke, ander doeke lê nie, maar opgerol eenkant afgesonderd. Petrus word nie verwag om blindelings te glo nie. Hy het gehardloop na die graf toe en hy het ingegaan, en wat doen hy toe? Hy sien. Hierdie woord sien is 'n ander woord wat hulle in die Grieks gebruik. Hierdie woord se regte Griekse naam is theoreo. Theoreo. Ken julle dit? Theoreo. It means to theorize. Die Engelse woord theorize het van theoreo afgekom. Dit beteken, is nie net kyk en sien nie. Nee, dit beteken is om te kyk, om te verstaan. Die opstanding van Christus is rasioneel. Kom kyk en verstaan. Net gou die woord, wat is die beskrywing? To discern, to intensely acknowledge, to consider, om iets noukeurig te ondersoek en om verklaring daarvoor te vind. Kyk wat gebeur met Petrus. Hy kom in die graf in. Hy kyk, wat gaan nie aan? Wat kyk hy? Maria sê hy het sy liggaam geskuif. Sy liggaam geskuif, dis wat hy wil soek. Maar nou sien hy. Nou sê die Bybel vir ons, Johannes wat dit skryf, hy verduidelik vir ons. Hy kyk en hy sien, maar hier is iets fout. Die doeke lê eenkant. Dit is afgerol. Hoekom sal die doeke afgerol wees? En dan is die kopdoeke eenkant netjies opgevou. Hy begin dink. Hy dink as die grafstropers was, wat die liggaam moes kom steel het, want dis wat hy nou dink. As die grafstropers was, hulle wou die liggaam steel, dan sou die diewe sekerlik nie die tyd gevat het en die doeke baie mooi afgerol het nie. Waarom nie? Vir twee redes. Dit het tyd gevat, daar was 'n Romeinse leiwag, dit was 'n groep Romeinse soldate, gewapen, wat hierdie graf moet beskerm, opdrag van die keiser. Hulle het nie baie tyd nie, as hulle in kon slip, sonder dat die Romeine hulle sien. Tweede ding, hulle kon nie die doeke afhaal nie, want sou hulle die liggaam enige plek wat, dan sou die liggaam stink. Die speserye, die olies is in hierdie doeke ingetrek, het hou die liggaam gesond. So Petrus kyk, en hy dink by homself, wat kon nie grafrowers wees nie. Hy begin homself oortuig, wat gaan nie aan? Die tweede wat hy dink is, kon nie een van die ander disippels dalk die liggaam kom vat het? Nee, hulle kon nie. Waarom nie? Want hulle sal nooit die doeke van Jesus se naakte liggaam afdraai en sy liggaam ontbloot en so die gedagte van Jesus verneder nie. Sou vernederend wees om hulle Messias kaal in die strate rond te dra. Dit gaan verder, die Bybel sê vir ons, Johannes, die ander disipel, hy kom druk sy kop in, en hoor wat sê die Bybel. Daarop ook het die ander disipels wat eers by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien, en wat sê hy? En geglo. Hoor jy so, die Here verwag nie van jou vandag, om blindelings die opstanding te glo nie. Alhoewel, Christus en die opstanding in ons geloof baie meer as sien is. Maar dis nie minder as sien nie, hoor mooi wat ek sê, dis nie minder as sien nie. Dis nie minder as redenasie nie. Weet julle, ek volg Christus, want toe ek klein was, my pa my na die Here toe gelei, maar toe ek groter word, het ek baie meer vrae gehad. Ek volg Christus, want dit is die enigste regte ding wat sin maak. Daar's niks anders wat vir my logies sin maak. As jy wil glo, hierdie wêreld het gekom deur 'n verskriklike ontploffing, en toe kom hierdie beauty uit. Ek het al ontploffings gesien, hoeveel ontploffings jy al gesien? Ontploffing bring nie beauty nie. As jy dink ons kom van aap af, great. Ek kies nie om nie evidence te glo nie, ek kies om die mees logieste oplossing te glo. Dat daar 'n God is wat gespreek het. En hy het gevorm, en hy het beauty en detail en rasioneel gevorm, en hy het goed gevorm wat te wonderlik is vir woorde. Te wonderlik is vir woorde. Net so met die graf. Dis die enigste ding wat sin maak. Toe Petrus inkom en hy sien dit, ek wil vir jou nooi, dis rasioneel. Hy het dit geglo. Toe hulle dit sien. Hoor wat skryf Paulus. Ek wil net hê jy moet verstaan, jy kan dit glo. Hoor wat sê Paulus. In 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 6. Die kern van die boodskap
wat ek destyds aan julle gebring het. Hy skryf vir die gemeente in Korinthe. Hoor wat sê hy. En wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is, en God hom op die derde dag uit die dood uit opgewek het. Soos in die skrif staan. Verder het hy, hier kom sy proef nou, verder het hy aan Petrus verskyn, hy het daarna ook aan die 12 apostels verskyn. Daarna het hy aan meer as 500 volgelinge tegelijkertijd verskyn. Van hulle leef nog steeds. Hoor wat doen hy? Hoor wat sê hy? Hy skryf in Korinthe, hy sê, ouens, as julle sukkel met die opstanding, kom na my toe, ek wys vir julle. As jy na die hof toe gaan, hoeveel ooggetuies het jy nodig om iemand se saak te stem? Net een ooggetuie. Net een ooggetuie nodig. Paulus sê, hoor, as julle maar nie glo nie, kom. Hier's 500, meer as 500 mense, aan wie die opgestane Christus geskyn het. Van hulle het aan hom gevat saam en van hulle het saam hom geëet. Kom en kom ondersoek hulle, kom vra hulle, as julle maar nie herken, hulle leef vandag nog. Dit was in daai tyd. Dit was nie net 'n blindelingse geloofspad nie. Alhoewel, geloof wonderlik is. Maar party van ons moet met ons rasionale denke kan dink, het dit gebeur? Want weet jy wat, ons dink ons glo dit teologies, maar ons lywe, ons lewens en ons liggame wys nie dat ons in die opstanding glo nie. Die opstanding kom maak alles anders. Ons het hoop in hierdie wêreld, omdat dit gebeur het. Kom ek kyk vir jou nog iets anders te pragtigs. Kom ek wys vir jou dit uit. As jy vir my sê, wat dink jy was die grootste ding wat die duiwel wil probeer het, om Christus se opstanding dood te druk? Wat is die grootste aanklag wat die duiwel probeer verkoop het, om te sê, hy het nie regtig opgestaan nie? Ok, eerstens, die duiwel kon nog nooit dit reg kry, laat die mensdom nie glo of Jesus bestaan het nie. So, dis nie dit nie. Ons wonder of Jesus bestaan het nie. Hoekom nie? Al die geskiedenisskrywers skryf van Jesus. Nie die Christelike geskiedenisskrywers nie. Die vyande van die Jode skryf van die man Jesus Christus wat geleef het. Die Romeine skryf van Jesus Christus in hulle geskiedenisboeke. Hulle filosofe haal hom aan. Die moslems glo dat Jesus Christus werklik geleef het. Dit word nie gechallenged nie. Die feit dat Jesus Christus wonderwerk genoem word nie gechallenged nie. Gaan kyk na die Romeinse geskiedkundige skrywers. Gaan kyk na Josefus, wat nie 'n Christen is nie. Om Jesus op te hef, is vir hom nie reg nie, want dit steen die Joodse geloof. Hy skryf van die wonderdade wat Jesus gedoen het. So ons stry nie daaroor nie. Die duiwel het nie probeer wys dat Jesus nooit aan die kruis 'n marteldood gesterf het nie. Nee. Die Romeine moes nou keurig boekhou, en daai bewyse is daar. Weet julle, daar is meer bewyse dat Jesus hierdie aarde geloop het, as dat Napoleon op hierdie aarde geloop het. So die duiwel kom nie reg daarmee nie. Waarmee kom hy? Wat probeer hy? Hy probeer net een ding doen. Hy probeer sê, Jesus het nie opgestaan nie. Want as Jesus gesterf het, alhoewel hy 'n wonderlike man was dit nog 'n held, wat tot sy einde gekom het, nog 'n man se naam wat vergeet was, nog 'n man wat in die verlede agterbly, maar dit is nie wat gebeur het nie. Kyk mooi. Hy kom met hierdie storie, die duiwel se plan was dit. Daar was 'n groep soldate, nou moet julle verstaan, hierdie soldate se lewens hang af of hulle werk reg doen. Die krisis wat hulle sal hê as iemand die liggaam van Jesus kom steel, bly net by my, sal radikaal wees. Want dan gaan daar dalk gerugte kom, dat alles wat hy gesê het was waar. So hulle wil keer. Die Jode het vir die Joodse leiers het gekom na Pilatus en sê, jy beter jou beste leiwagte daar sit. En as daai leiwagte vuil in hulle werk, sal hulle koppe waai. Dis verby met hulle. Come on. Hierdie graf was beskerm deur soldate. Dan sê die Bybel vir ons, toe daai lig uitbars uit daai graf uit, en daai klip weggerol was, toe skrik hulle vir hulle self in 'n ander bloedgroep in 'n koma in. Wat sal jy doen? Imagine it. Jong man, imagine jy moet hierdie graf oppas. En hier lê 'n dooie ou in. En dan nou loer hierdie dooie ou uit. Is jy nog okay? It won't be good. Die Bybel sê hulle het bewusteloos geraak. Bewusteloos. En toe hulle weer bykom, is die graf weg, die doeke is mooi opgevou, hulle is gone. Maria, hulle kom daar, wat kry sy? Daar's niks Romeinse wag. Hulle wil nie naby daai plek wees nie. Jy sal ook nie wou nie. Jy sal ook nie wou nie. Hierdie man wie ons gekruisig het, uit uitgekom.
Wat gaan doen hulle? Gaan na die Joodse leiers toe. Kom by die Joodse leiers, hulle sê vir die volgende. Hierdie ou het uit die graf uitgekom. We seen it. Wat sê die Joodse leiers? Hoeveel geld kan ons julle betaal, dat julle moet sê, die disippels het hom kom steel? Dis wat julle moet sê. Okay, so hier is die duiwelse ding. Hy wil verduidelik, die mees logiese ding vir die duiwel is, as mense kan glo dat die disippels het sy liggaam gesteel, sal die wonderlikste ding wees, want dit sal almal glo. Ja? Right. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk net na die evidence. Wat dink jy is die mees logiese verklaring? Vrydag aand is Petrus so bang, toe hy naby aan Jesus kom. Hy is so bang. Hy verloon Jesus 2 keer. Saterdagoggend, sê die Bybel, is die disippels in 'n vrees, hulle is bang, hulle is volgende, hulle was sy volgelinge, die een is nou doodgemaak, nou is hulle bang, hulle is in absolute vrees, die Bybel sê agter slot en grendels kom hulle by mekaar, hulle wys nie hulle koppe nie. Daai Saterdag was 'n ongelooflike slegte Saterdag vir hulle. Ons Messias is dood, hy's gone, luister nou hierna. Daai Sondag, na daai Sondag verander alles. Hierdie bang mense, iewes skielik, loop hulle in die straat en hulle verkondig die naam van Jesus. Wat het gebeur? Hoekom is jy mee bang nie? Hierdie bang mense doen wonderwerke in die naam van Jesus. Hierdie groep, die bang mense raak al hoe groter groep. En dan as jy dit wil verder vat, hierdie Petrus wat so bang was, iewes skielik is hy nie meer bang nie. Hy gee sy lewe vir dit wat hy glo. Nou imagine dit. Sal 'n man vir die Romeine sê, julle kan my kruisig, maar kruisig my onderste bo, want ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Sal 'n man so doodgaan vir 'n leuen? Sal 'n man so doodgaan as hy weet hulle het die liggaam van Jesus weggesteek? Sal 'n man dit doen wat hy gedoen het as hy weet die liggaam van Jesus lê vrot onder sy bed? Nee. What is the most logical? Geen een van daai mense sou dit toelaat. Sou doen wat hulle gedoen het, as dit nie gebeur het nie. Kom ons kyk gewoon net na een klein ander dingetjie. Dit is nou goed wat met hulle gebeur het. Daar's ietsie wat ons vandag optel as ons na die geskiedenisboeke lees en ons kyk na hierdie ding. So wat ons weet, Maria was die eerste een wat by die graf aangekom het. Ons het nou gelees. En inteendeel was Maria nou die eerste by die graf. Sy was die eerste een wat die opgestane Jesus gesien het. Nou kom die grootste opstand aan die Griekse kant teen Christendom is, julle almal ken vir Celsius, of baie van julle het al gehoor van Celsius, hy's 'n 2de eeuse Griekse filosoof, en hy was die grootste opponent vir Christendom en vir alles betrokke met Christendom. Celsius skryf, en ek haal aan sy woorde, hy skryf en hy praat van Maria, hy haal vir Maria aan en hy sê, as Christendom die opstandingsboodskap vir hulle afhang van een vrou, of hy sê, die getuienis van die opstanding is gebaseer op die woorde van 'n hysteriese vrou. 'n Hysteriese vrou. Parafrase, wie sou hierdie hysteriese vrou glo? Hulle is geneig tot verbeelding en bedrog. Skus dames, dit was Celsius. Nou, vrouens in hierdie tyd het nie baie leierskap gehad nie. Vrouens in hierdie tyd kon nie eers in sekere plekke in die howe getuig nie, want hulle was nie betroubaar gesien en geag nie. As jy die disippels is, en jy wil die liggaam steel, sodat jy jou saak kan versterk, en jylle movement kan validate, en jylle beplan hierdie ding, sal jy 'n vrou sit om die ooggetuie te wees? Come on. En jy weet, niemand gaan haar glo nie? You'll never do that. Julle sou 'n man se naam ingesit het. En dan ook een van die disippels nie, want hulle was nie baie geloofwaardig nie. Hulle was maar vakmanne op hierdie stadium. Jy sal groot, high-ranking officials ingeskryf het, en hulle het by die Jesus aangekom, en Jesus na hulle verskyn. Nee, is nie wat hulle doen nie. Jesus verskyn aan 500 gewone mense. Maar weet julle wat die wonderlikste voorreg? Hy verskyn eers aan Maria. En daarmee wil ek nou vat. Die opstanding is iets ongeloofliks. Rasioneel. Is die logischste ding. Dan tweedens, die opstanding is ongelooflik genadevol. Hoor wat gebeur. Net na Johannes hulle weghardloop, luister hierdie storie. Maria Maria het buitekant die graf gestaan en geween.
En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. Hoor nou mooi, sy sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en hom geantwoord, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my, waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, en dit beteken meester. Tjoh, Maria is eintlik hierdie ongelooflike figuur in die Bybel, en ek dink ons almal kan vandag assosieer met, ons almal is lief vir Maria. Maria Magdalena, né? Nie Jesus se ma nie. Ons is lief vir haar ook. Maria Magdalena is hierdie een wat eerste vroeg in die oggend opstaan. Sy het 'n passie vir Jesus gehad. Sy het 'n kosbare hart gehad en sy kon nie toelaat dat Jesus alleen in 'n graf lê nie. Terwyl almal slaap. Luister, kyk hoe lief sy is. Sy staan vroeg die oggend op en sy gaan na die graf toe. Sy kry die graf leeg. Sy ween. Sy huil vir haar meester, vir haar Jesus. Ons dink dat sy het Jesus nog liewer gehad as van die disippels. Sy was meer gebreek as baie van die disippels. Die disippels lê nog in slaap, sy is vroeg die oggend by die graf. Sy draai om, sy gaan haal vir Johannes hulle. Hulle kom terug. Hulle sien, hulle glo, maar hulle sê niks van haar nie. Hulle los haar daar. En wat doen sy? Sy sit daar en sy ween. Sy ween. Sy huil. Jesus kom en hy vorm, sy dink is die tuinier. En kyk nou hoe genadig is die kruis. Ek wil vir jou wys, hoeveel genade die kruis. Alhoewel Maria, Jesus so lief gehad het. So lief gehad, was daar een probleem. Sy het te klein gedink wie Jesus is. Haar idee van Jesus was nog baie klein. Sy het graf toe gekom en wat sy gesoek? Sy het 'n dooie Jesus gesoek. 'n dooie Jesus gesoek. Haar denke oor Jesus was te klein. Nou kan jy dink hoeveel keer het sy al gehoor Jesus sê hy gaan opstaan voor sy dood? Wat kon Jesus doen toe hy by haar kom? Hy kon vir haar sê, vrou, 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 wat vang jy aan? Come on, wat moet nog gebeur vir julle om te glo? Nee, ek wil sê, Jesus kom so vandag na jou toe, gentle, vol genade, sagkens. En wat doen hy? Hy vra. Hy stel belang in haar pyn. Vrou, waarom ween jy? Hoekom huil jy? Hoekom huil jy? Ek wonder as Jesus vandag vir jou vra, waarom huil jy? Elkeen van julle wat vandag hier sit, huil oor iets. Is dalk nie in kontak daarmee nie. Daar's iets wat jy hoop in jou en dit voel vir jou of dit nooit gaan gebeur nie. Jesus kom so na jou toe. Vrou, volgende toe ek afsonder, toe ervaar ek Here vir my sê in my hart. Hy het 'n boodskap vir 'n vrou vandag. Hier's 'n vrou wat dit moet hoor. Hier's 'n vrou wat vandag dit moet hoor. Die opgestaane Jesus vra vir jou, vrou, waarom ween jy? Hy kom nie met aanklagte nie. En dan kom die tweede groot vraag. Hy sê, wie soek jy? Verduidelik vir my, hoe lyk hierdie persoon wat jy soek? En sy kom en sy gee haar beste effort. Haar beste effort wat haar geloof op daai oomblik kan hanteer. Haar beste effort was, weet jy wie soek ek? Ek soek my geliefde meester. Maar hy is 'n dooie meester. Dit is die beste wat haar geloof kon doen. Ek soek my dooie meester. En wie sê die opstanding kom na jou toe en hy vra vir jou, waarom ween jy? En hy kom sagkens vandag na jou toe. En hy vra, wie soek jy? Ek wonder hoe lyk die Jesus wie jy soek? Is hy Jesus nog in die graf? Of is hy Jesus wat opgestaan het? En moenie, dis nie 'n aanklag nie, want in hierdie atmosfeer kom hy met genade na jou toe. En hy vra, wie soek jy? En dan gaan hy die volgende doen. En dan raak dit iets persoonlik, is nie net genadig nie, maar dit is diep persoonlik. En hier is doen die volgende. Wie soek jy?
Ek soek hom wat nog dood is. En hy sê Maria. Ek weet nie. Hy sê haar naam, onthou julle wie Maria was? Maria was 'n vrou gewees, wat met 7 demone in haar geleef het, gaan lees. Sy was 'n demoonbesetene, sy is weg van haar familie en haar vriende af, niemand kon met haar huishou nie. Sy was 'n vrou wie die duiwels haar lewe vernietig het. Lewe vernietig het. Ek love hierdie storie, want weet jy wat, die opstanding is nie vir die high and mighty nie, die opstanding is vir die gebrokenes. Oom, Tannie, ek weet nie wie jy is, ek weet nie wat in jou verlede gebeur het nie, maar ek kan vir jou sê, as jy in Maria se company is, jy in goeie company. Want ek assosieer meer met Maria as met die konings en die fariseërs. I'm a broken man who needs the resurrection in my life. God, Christus, kies hierdie vrou, hierdie stikkende vrou met hierdie onsaglike verlede en geskiedenis. Sy het 'n reputasie gehad. En hy kies haar en hy sê, as ek terugkom na hierdie wêreld toe, uit die doodheid, kom ek na hierdie stikkende vrou toe. En dan doen hy hierdie ongelooflike ding, hy sê Maria, hy noem haar op haar naam. Hy ken haar. Hy noem haar op haar naam. Dit bring vir ons hoop, hy roep my. Dit bring vir my hoop. Die opstanding is nie vir die spirituele high and mighty nie. Dit is vir my en vir jou. Oom Tannie, jy sukkel met jou geloof, is okay, hy kom genadiglik na jou, hy sê, wie soek jy? En hy vra vir jou, en hy roep jou op jou naam. He knows you. Weet jy, as Jesus vir jou vra, waarom huil jy? Dan is dit nie omdat hy nie weet nie. Hy wonder of jy weet. Hy wonder of jy weet. Hy wonder of jy weet. Die opstanding. Milan, dis jou cue. Dis hy. Dit is baie persoonlik. Dit maak 'n hele verskil. En dit is vir jou. Dit is vir jou. Dit is vir jou. Dis by Godswoord.